Goeiemôre en baie welkom by ons. Baie welkom aan ons besoekers. Ons het ons eie identiteit en julle sal sien om die Here se naam groot te maak. Dis vir ons 'n baie belangrike deel van ons bediening. My hart vanoggend is dat jy iets van die Here, Reino, wat gaan hier aan? Ek sê dit nou sommer soos dit is. Is dit hierdie waier? Nou ja, dan moet ek maar liewer sweet, wat julle my duidelik hoor. Ok, dan maak ons dit maar so. Maar baie welkom by ons, en ek hoop vanoggend dat jy 'n ontmoeting met die Here. Voor ek begin, het ek vanoggend in die aanbidding iets besef. Dit was 'n wonderlike week. Wonderlike dinge gehad. Ek het iets wonderliks ervaar. Die sport wat ek doen was vir my net so goed. Ek het dit geniet. Maar ek het lanklaas besef dat die Here, dat die duiwel so besig is met my. En volgens 'n preek gaan daaroor, en ek kon nie verstaan hoekom nie. En vanoggend toe ek hier staan te besef ek, maar dit wat jy vandag gaan hoor, uit Openbaringe uit, is waarheid oor God, en waarheid oor die duiwel in jou lewe. En dis nie wat hy wil hê ons moet hoor nie. Ek het net ewe skielik besef, maar staan sterk, want dis wanneer ons moet vasbyt. En ek wil hê jy moet vanoggend saam met my stil word in Openbaringe 12, en ons gaan praat oor die vrou en die draak. En baie mense gaan al dink, dis 'n swaar teologie, ek gaan hom vir jou reguit maak soos wat hy is, en jy sal sien, dis nie 'n moeilike teologie nie. Maar ons tema vanoggend is, neergegooi en verpletter, sodat jy kan lewe. Daar's baie uitdagings, en ek het begin daarmee. En dit gebeur soveel keer in jou lewe, dat dinge nie uitwerk nie. Verhoudings, enige iets, verhoudings met mense, werksituasies, dinge by die werk loop nie reg nie, net mooi niks wil reg uitwerk nie. As jy dit nou nog nie mooi verstaan nie, kom ek verduidelik dit so, jy's hastig op pad kerk toe soos vanoggend, en dan kry jy al die robotte rooi, niks wil uitwerk nie, dan het jy daardie frustrasie binne in jou. Of, jy kry partykeer hierdie motor, jy's hastig, maar hy bly voor jou, hy ry net 40 km/h in 'n 80 sone, en jy kan nie verbykom nie, en dinge wil nie uitwerk nie, en jy raak gefrustreerd, want dis moeilik. Jy weet jy gaan laat wees, jou geduld raak op. Kom on, julle weet waarvan ek praat. Glad nie. Hannes sê hy weet glad nie daarvan nie. Want ek is vir jou antwoord, wanneer jy jou wil wip vir so 'n persoon is, dan sê jy kalm vir hom, hoe durf jy? Sê niks anders nie. Hoe durf jy dit doen aan my? Wees kalm, moenie verkeerde goed sê nie, asseblief. Maar mense sukkel in omstandighede. Mense kry swaar. Mense is stikkend in omstandighede. En dan vra ons die vraag vir mekaar, en vanoggend is, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Dis 'n vraag wat ons baie keer kry in die lewe. Dit gebeur al die tyd. Daar's konflik tussen mense. Ek wil iets vandag leer, en dis my eie manier hoe ek dit sien. Dit het my baie in my eie lewe gehelp is. In al die uitdagings wat jy het, en al die goed wat nie reg wil werk nie, en al die dinge wat net jy mekaar is, wat jy ook al mee besig is daar 'n derde persoon in die vertrek. En die dag toe ek hierdie ding vir myself uitmaak, toe begin ek besef, maar hoekom gaan dit soos dit is? Daardie derde persoon in die vertrek wat in die hoek staan, is die duiwel. So wanneer jy en jou huweliksmaat besig is met 'n rusie, dan staan hy ook daar. Wanneer jy by die werk konflik met iemand het, dan staan hy ook daar. Jy kan hom nie sien nie, maar hy's daar. Dis so ek het vir myself uitgemaak het, en jy's besig om in sy hand te speel. Jy doen net wat hy wil hê jy moet doen. Want jy's besig met konflik, hy's mal daaroor, hy werk daaroor. Hy's in die hoek besig om dit te doen. In plaas van om 'n situasie beter te hanteer, en jy weet jy's besig om droog te maak. Is dit nie interessant in 'n huwelik, mens kan beklei oor iets, ek is lank getroud, en later weet jy nie eens meer waaroor die rusie begin het nie, kyk die gesigte. Ek fight net omdat ek wil fight, want ek gaan hierdie ding wen, ek gaan hom wen, ek gaan aanhou tot ek wen. Maar as iemand wat saam met jou hierdie ding fight, wie's dit? Die duiwel, Satan, die slang van ouds, die verleier, die aanklaer. Daar's 5 van sy name. Dis sy identiteit. Die slang van ouds in die begin by Genesis
Vandag is hy al die pad 'n aanklaer. Maar hy maak deel uit van ons lewens. En hoor my baie mooi, ek gaan nie 'n klomp preke spandeer aan die duiwel nie. Nie my tyd mors met sulke goed nie. Ons tyd gaan oor God se woord, maar ek dink ons het partykeer nodig om te besef, maar wat gaan om ons aan baie keer? En ons moet iets begin leer. En ek wil vanoggend vir jou 'n stukkie woord deel, hoofstuk 12 van Openbaringe, dis die laaste boek in die Bybel. En dan gaan ons 'n bietjie kyk, maar waar pas hier die duiwel, Satan, verleier in ons lewens in? So, ek wil graag hê jy moet saam met my oopmaak by Openbaringe 12. Dis nou die laaste boek in die Bybel. So jy kan van agteraf blaai, nie van vooraf nie. En ek weet, as mens die boek Openbaringe wil lees, dan hou mense dadelik asem op. Hulle verstaan dit nie. Dit is nie maklik altyd nie. Ek gaan dit 'n paar keer vanoggend vir jou sê. As jy Openbaring wil verstaan, kom ek wys jou sommer nou al terwyl jy blaai. As jy Openbaring wil verstaan, hierdie stukkie boek, dan moet jy hierdie stukkie boek gebruik. Alles wat jy wil weet in Openbaring staan in hierdie boek. Ek gaan jou wys vanoggend. Jy moet net saam met my wakker bly en hierdie pad stap. Maar kom ons lees Openbaringe 12, ek glo julle het hom oop daar. Openbaringe 12 vanaf vers 1. Toe het daar 'n indrukwekkende teken in die hemel verskyn. 'n Vrou bekleed met die son, met die maan onder haar voete, en haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepyn geskree. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. Kyk, daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was 7 krone. Kom stop net vir 'n oomblik daar. Wees nou maar eerlik met my. Die oomblik as Hollywood moeg raak of hulle idees hardloop uit, wat doen hulle? Hulle gaan lees Bybel. Net sodra Hollywood iets nodig het of hulle kort 'n draak, gaan kyk hulle in die Bybel wat met 'n draak doen. Kom ons gaan aan met vers 4. Sy stert het 1/3 van die hemelse sterre saamgesleep en dit op die aarde neergegooi. Die draak het voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk, gaan staan om, sodra sy geboorte skenk, haar kind te verslind. Sy het geboorte geskenk aan 'n manlike kind, bestem om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. En haar kind is weggevoer na God en sy troon. Die vrou het egter die woestyn ingevlug na 'n plek waar daar vir haar deur God gereed gemaak is, sodat hulle haar daar 1260 dae lank kon versorg. En daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het in die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer. Hulle het nie hulle eie lewens lief gehad nie, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar ook geen meer plek vir hulle in die hemel te vind nie. Vers 9. Die groot draak, die slang van weleer, wat die duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi op die aarde, neergegooi, en saam met hom ook sy engele. Toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep: Nou het die verlossing en die krag en die koningheerskappy van ons God deurgebreek, en ook die volmag van sy Christus. Ek wil net daar stop. Wat sê die Engelse Bybel? Of his Christ. Laat sê, of his Christ. Hoor baie mooi hierso, van sy Christus. God praat van sy Christus. Engels praat van sy Christus. Het iemand vir my 'n 33, 53 vertaling? Wat is die woorde daar? Net voor Christus? Wel, in die mag van sy Christus. Nou dis baie mooi. Hy sê nie van die Christus nie. God praat van sy Christus. Wat beteken Christus gesalfde? Dis baie mooi wat die Here hierso skryf. 'n Stem het uit die hemel uitgekom en gesê, nou gaan die verlossing begine gebeur van sy gesalfde, want hy het hom gesalf. Net iets interessant, een woordjie van sy Christus. Kom ons gaan verder. Omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Daarom juig hemel en diegene wat in die hemel woon, wees julle aarde en see, want die duiwel het groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat sy min tyd oor het.
En toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou agtervolg, wat geboorte geskenk het aan die manlike kind. Aan die vrou is egter die 2 vlerke van die groot arend gegee, sodat sy na haar plek in die woestyn kon vlieg, waar sy vir 'n tye en 'n halwe tyd lank weg van die slang af versorg sou word. Die slang het toe uit sy bek 'n stroom water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgespoeg, om haar deur die stroom te laat meesleer. Die aarde het die vrou egter gehelp, sy mond geopen en die rivier wat in die draak by die bek uitgespoeg het ingesluk. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag. Hoor baie mooi, die res van haar nageslag, moet dit nie vergeet vanoggend nie. Wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het, toe het hy op die strand en die see gaan staan. Ja, ek hoop jy die beeld in jou geestesoog geskep vanoggend. Wat het daar gebeur? Ek gaan net halfpad met jou kan gaan vanoggend. Ek het hom uitgewerk. Ons gaan 1 uur en 'n half net 'n prediking moet hê om alles te doen. So, vir vandag se tema gaan ons kyk na watter gedeeltes ons nodig het om hier uit te haal wat skrif is. Voordat jy die boek Openbaringe lees, is daar iets wat jy moet weet. Jy moet 'n sekere bril opsit. Op 'n sekere manier moet jy hierdie boek lees. Hierdie boek Openbaringe is geskryf deur God vir sy gemeentes. Nou, dit is baie duidelik in hoofstuk 1 dat dit gaan oor die eerste 7 gemeentes in Asië, maar 7 gemeentes beteken die kerk. Dis ook nie net vir daai kerk nie, dis vir ons geskrywe. Die boek Openbaringe is 95 jaar na Christus geskryf. Met ander woorde, die kerk is nuut. Jesus is om en 33 jaar na sy geboorte oorlede. Die tye is nie presies vas daar met die datums op die kalender nie, maar die punt is, die kerk is dan om en by 60 jaar oud. Die kerk soos ons hom ken, die Christelike kerk, die volgers van Jesus Christus. Maar hulle het dit moeilik, baie moeilik. Hulle word vervolg. Die kerk val uit mekaar uit. Dink jouself, hoe moeilik was dit vir hulle? En die kans dat jy vanoggend die Here Jesus aangeneem het, maar vanaand nie lewe nie, was baie goed. Dit is jou uit. As jy nou besluit dat jy word nou 'n lidmaat van die gemeente, dan moet jy weet, die kans dat jy vanaand nie lewe nie, is goed. Ek wonder hoe sal ons gemeentegetalle dan lyk? Goeie vraag. Maar dis die realiteit wat ek wil hê jy moet besef. Johannes skryf hierdie boek uit Patmos uit, waar hy gevangene is. Die Here Jesus openbaar dit aan hom, en hier het hy wat hy vir ons moet gee. Verder, as jy na hierdie boek kyk, dis 'n profetiese, apokaliptiese boek. Beteken, daar's profesie en openbaring van God, en daar's stukke van die eindtyd. En dan wil ek jou vra om hemelsnaam, moet asseblief nie die boek lees met Google nie. Want in Google sal ek vir jou die interessantste goeters kry, en die manne maak somme in goeters, en hoeveel keer het hulle al somme gemaak en gesê, dis wanneer die Here Jesus kom, en dan werk die somme nie uit nie. So kom ons los die somme, en kom ons kyk na die woord, wat staan in God se woord. Maar ek wil aangaan. Ons kyk na hoofstuk 12, maar hoofstuk 12, 13 en 14 is 3 hoofstukke met baie beelde in. En daar is 7 groot figure in hierdie hoofstukke, en ons gaan nie al 3 vandag kyk nie, wil dit net vir jou as 'n geheel verduidelik. Eerste plek het ons 'n vrou, ons het 'n draak, ons het 'n manlike kind, ons het 'n aartsengel Michael, dan het ons die vrou se nageslag waarvan ons nou gelees het, dan het ons 'n dier uit die see uit, en ons het nog 'n dier uit die aarde uit wat later beskryf word. Dis al die goeters. Jy het vanoggend van hulle gehoor. Daar gaan vanoggend voel soos 'n Bybelstudie, maar wat maak ons nou met hierdie goed? So kom ons begin. Punt nommer 1, dis die grootste fout wat mense maak. Vers 1 en vers 3 sê, en daar was 'n teken. Kan jy vir my die woorde weer op die bord gooi in vers 1? Ek wil hê jy moet dit duidelik sien. Toe het daar 'n indrukwekkende teken in die hemel verskyn. En dan vers 3 praat weer van 'n teken. Daar het nie 'n werklike vrou verskyn op die aarde nie. Daar was ook nie 'n draak wat daar rondgeloop het nie. Ek sê nie dat nie drake bestaan nie, maar in hierdie gedeelte moet jy duidelik verstaan, daar was 'n teken. Met ander woorde, net Johannes het dit gesien. Niemand anders nie. Hy het daar geskryf van dit.
Dis soos jy wat 'n droom het oor iets, net jy het dit gesien, en jy kan dit oorvertel. So dis baie duidelik, dit was 'n teken, daar was niks letterlik nie. Johannes het hierdie teken wat hy gesien het in die hemel, het hy neergeskryf. Want nou, daar staan byvoorbeeld, dis 'n rooi draak, 'n sekere identiteit van die draak. Was drake nou rooi of was hulle nou groen? Mense sal dan oor sulke goeters begin gesprekke voer. Daar's 'n spesifieke rede hoekom dit 'n draak ook was, ons gaan nou kyk. Want dis 'n identiteit wat hy het. Maar kom ons begin by ons eerste karakter, is die vrou. Sy eerste visioen wat hy sien is 'n vrou. En hierdie vrou verteenwoordig iets. Maar wat sal dit wees? Ons eerste reaksie, dit moet Maria wees. Kom ons gaan kyk verder in Openbaring en 'n paar ander hoofstukke. In Openbaring, as jy die boek lees, gaan jy agterkom dat daar's 'n paar plekke van vrouens genoem. En elke keer het 'n vrou 'n beskrywing van 'n sekere stelsel. As jy gaan kyk in die eerste plek na 'n bruid, daar word gepraat van 'n bruid in Openbaringe, dis die Christelike kerk, 'n hele paar keer. Dan as jy gaan kyk in hoofstuk 2, Isebel, Engels Jezebel, is natuurlik 'n afgod, valse leerstellings, Openbaringe 2. Dan gaan jy na Openbaring 17, dan word daar weer van 'n vrou gepraat en 'n prostietgodin wat gegaan het oor die slegte wêreld, ook 'n stelsel en die valse leerstellings. So vrouens het spesifieke doel gehad om van iets spesifieks te praat. Jy kan nie net as jy van 'n vrou praat sê in Openbaring, al die vroue figure is Maria nie. Jy kan nie dit doen nie. So kom ons gaan terug na Maria toe. Nie na Maria toe, nie na die vrou toe, daar maak ek nou die fout. Hoofstuk 12 sê, die vrou was geklee met die son, die maan was onder haar voete, ek hoop ek is nou reg, en 12 sterre. Waar het jy al gelees in die Bybel, ons gaan die Bybel gebruik om dit op, van die son, die maan en 12 sterre? Josef se droom. Josef gedroom het hy gedroom van die son is sy pa, die maan is sy ma, en die 12 sterre is natuurlik sy broers plus hom, dis 12 mense. Jakob, wat ook Israel genoem is, beteken is die vader van die Israeliete. Dit beteken dat die son, die maan en die 12 sterre is die Israel. Dis Israel, dis die Israeliete. Hierdie vrou wat geboorte skenk aan hierdie kind, is nie Maria nie. Alhoewel die Katolieke kerk baie sterk daarin staan, en jy kan gaan kyk in al hulle prente, gewoonlik sê jy Maria sien met 'n stralekraansie om haar kop en alles, jy sal selfs dit in die loodglaswerk sien. Hulle staan sterk daarop, ons sê nee. Ons gaan kyk wat sê die skrif. Die vrou wat geboorte skenk, is Israel. En sy sê, maar jy verstaan nog nie, dan gaan lees jy Matteus 1, dan sien jy net so lang geslagsregister, van die begin van Abraham, Dawid, die Here Jesus Christus. Hy sê die nageslag uit. Hierdie vrou is Israel, wat geboorte skenk uit die Here Jesus Christus, want hy kom uit hulle nageslag uit. Ek hoop jy het iets geleer. Skrif, interpreteer skrif, is baie belangrik. Ek wil verder gaan. Nou weet ons wie is die vrou. Die vrou is die Israeliete. Dis die volk. In daardie tyd natuurlik die Jode. Kom ons dan kyk na die manlike kind, want sy het nou geboorte geskenk en jy gaan bietjie moet vashou. Ek gaan hierna 'n ding moet vat. Ek kan nie kronologies alles doen nie. Nog iets wat ek wil sê oor kronologies. Jy kan ook nie eintlik Openbaring kronologies lees nie. Want as dele van Openbaring in die verlede, die hede en die toekoms. So maak altyd seker daarvan. Die vrou skenk geboorte aan 'n manlike persoon en hy regeer met 'n eysterscepter. Wie's dit? Want dit klink nie vir my so lekker nie, want sou Jesus met 'n eysterscepter regeer, want hy's dan 'n God van liefde. Kom aan, liewe Jesus is altyd lief vir jou. Nee, hy is lief vir jou. Hy het aan 'n kruis gehang, maar hy regeer. Kom ek vat jou na Psalm 2 vers 9. Psalm 2 vers 9 sê, jy sal hulle verpletter met 'n eysterscepter, soos erdewerk sal jy hulle stukkend slaan. En as jy die res van die Psalm lees, dan sien jy, maar dis die Here Jesus Christus. Psalm 2 het al klaar gesê, daar kom 'n persoon met 'n eysterscepter, wat regeer.
Dis die Here Jesus verseker. Die vrou verteenwoordig Israel en Jesus is nou uit die nageslag van hulle gebore. Dan gaan ons 'n bietjie verder. Terwyl die vrou besig is om geboorte te skenk, jy moet vashou, skreeu sy van pyn. Ek verstaan dit nie. Daar is van julle in hierdie gehoor wat dit duidelik verstaan. Is ek reg? Ja, dames, julle is veronderstel om te weet waarvan ek praat. Waar kom hierdie pyn vandaan? Want nou is dit Israel wat besig is om te skree. Dis tragies. Gaan terug na Matteus toe. Ek het jou gesê, alles staan in hierdie boek. Matteus skryf dit baie duidelik in Matteus 2, dat Herodes het die kindertjies doodgemaak. Jy moet nou onthou, hierdie gemeente kry hierdie stuk brief. Hulle is moedeloos, hulle wil nie aangaan nie. Openbaring is 'n bemoedigingsboek ook. En dan kom hy en dan skryf hy vir hulle hierdie goed en sê vir hulle, maar onthou bietjie wat het daar gebeur. Ja, Herodes het die kinders doodgemaak. Hoor bietjie wat staan daar. Kom ons blaai saam soontoe na Matteus 2 toe. Dis die eerste boek in die Nuwe Testament. Hy is nie op die bord nie. Kom ons blaai saam soontoe. Matteus 2. Jy het mos 'n Bybel daar by jou. Dis hartseer wat hier gebeur. Baie hartseer. Daar staan geskryf. Matteus 2 vers 18. Herodes hulle het begin om al die seentjies dood te maak in die hele wêreld, in daardie area gedeelte van hom. 'n Stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n luide rouklaag. Rachel huil oor haar kinders en sy weier om vertroos te word omdat hulle nie meer daar is nie. Israel skreeu oor sy kinders wat vermoor word. Is jy nog met my? Dis wat dit beteken. Hierdie vrou skenk geboorte, die Joodse nageslag skenk geboorte aan die Here Jesus Christus. En met hierdie geboorte is hierdie geboortepyne van hierdie kinders wat doodgemaak word. Dis waar dit vandaan kom. Dis waarheen dit. Nou kom ons gaan verder. Ons het nou gepraat oor die vrou, die manlike kind en dan natuurlik die draak. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor die draak. Weereens in vers 3 staan dit baie duidelik dat daar was 'n teken in die hemel. Hy het 'n teken of 'n visioen gesien. Ek weet nie of ander Bybels praat van 'n visioen of 'n teken nie. Wat sê die Engelse Bybel? 'n sign, ook 'n teken. Daar is ene wat sê 'n visioen nie. Gerard, wat het jy daar? Hy's by 'n ander, hy's nog by Matteus. Nee, as reg. Matteus is baie interessant. Hy's welkom om verder te lees. Maar kom ons gaan verder. Met ander woorde, die draak is 'n teken. Wat is 'n draak? 'n draak is 'n monster. 'n monster wat het? Hy het baie krag. Hy gaan doodmaak. Jy gaan nie 'n draak as 'n troeteldier kry nie. Verseker nie. Dis nie 'n mooi ding nie, dis 'n ding wat doodmaak. Dis waarom die draak gebruik word om wie te beskryf? Die verleier, die Satan. Dis sy identiteit. Hy is soos 'n draak. As jy sê iemand is 'n draak, dan beteken dit hierdie persoon het sekere mag om jou seer te maak. En wat doen hierdie draak? Hy vat 1/3 van die sterre as jy verder gaan lees in vers 4 en hy vat dit en hy sleep dit saam met hom. Waar kom dit vandaan? In die antieke tyd, wat daardie tyd was, is daar baie duidelik geglo dat sterre verteenwoordig ook engele. Mense het nie die kennis wat ons vandag gehad het nie. So wat dit beteken is, as die draak dit saam met hom vat, beteken dit, hy het sy engele, en ek gaan dit nou vir jou bevestig verder. Want vers 9 sê, die draak, so hier is vers 4, wat sê die draak het met sy stert 1/3 van die sterre gevat. Vers 9 verklaar dit vir jou, want die draak en sy engele is uit die hemel uitgegooi. Dis wat daar gebeur het. So 1/3 van die sterre, van die geestelike wesens, is saam met die duiwel, die Satan, uit die hemel uitgegooi. Baie negatiewe stukkie om te vra. Nou het ek 'n vraag om vir jou te vra, want dis wat mense vir ons vra, en vir jou ook gaan vra is, nou waar kom die duiwel en waar kom demone vandaan? Ek dink ek het dit klaar vir jou geantwoord. Of,
Die volgende wat mense sal sê is, hoekom het die Here die duiwel gemaak? As hy nie die duiwel of die Satan van ouds wat ons kan noem gemaak het nie, het ons nie al die moeilikheid gehad nie. Nog 'n ding, het God regtig die bose wêreld gemaak? Dis God se skuld. Dis God se skuld dat mense mekaar vermoor. Dis God se skuld dat daar negatiewe goeders gebeur in die demoniese wêreld. God kry die skuld alles daarvoor. So hoe op aarde kom 'n liefdevolle God en hy gaan maak iets so boos soos die duiwel met die draak identiteit? Jy al gewonder daaroor? Ek het. Ek vat jou net na een ding toe. Vrye keuse. Die duiwel, die Satan, die verleier, die aanklaer, ons gaan daaroor ook nou praat, het 'n vrye keuse gehad, want hy is iemand wat in die hemel was, soos al die ander engele. En wat dit nog erger maak, is as jy Jesaja 14, ek weet seker maak ons by die regte plek, ja. Jesaja 14 vers 10 en 12 lees, dan staan daar baie duidelik, hy het musiek gemaak in die hemel. Rarig. Jesegiel sê dit ook. So hy was een van die ouens wat die gitaar geslaan het. Ek jammer, ek sê dit nou disrespekvol, maar dis wat die duiwel gedoen het. Hy was in die hemel, alles het goed gegaan. Daar was geen probleme nie. God is aanbid, alles in die hemel het goed gegaan. En hy kom in opstand as jy verder lees, en hy maak oorlog teen Michal en sy engele. Want hy is besig om in opstand te kom. Die duiwel is nie deur God boos gemaak nie. Hy het self gekies om so te wees. Die persoon wat nie by 'n stopstraat stop en 'n ander persoon doodry, het gekies om nie te stop nie. God is in beheer van al ons lewe, hy is betrokke. Maar mense vang dom dinge aan. En die wêreldoorlog is seker van die ergste. Ek verstaan nog nie 'n mens wat so bloeddorstig kan wees nie, maar dis letterlik hoe mense is. Want daar's 'n verleier, 'n aanklaer, wat die hele tyd besig is met sy trawante, as jy die Engelse Bybel gaan lees, wat besig is om dinge te doen wat nie goed vir my en jou is nie, om ons aan te val. Ek is by vers 9, hoor bietjie wat staan in vers 9. Die groot draak, die slang van weleer, wat duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi, hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Nou is die duiwel los, ons is ons nie vir die Afrikaanse woord, nou is die duiwel los op hierdie plek. Wel, nou is die duiwel los, hy is letterlik op die aarde neergegooi, en ons het groot moeilikheid. God sal ons nie alleen los nie, nooit nie. Nee, want God het altyd 'n verlossingsplan. Al is die duiwel hier, al is hy nie meer op die regte plek in vrede met God nie, en hy is bedrywig tussen my en jou, God het 'n plan. Dan gaan ek verder met vers 9. Nou het die verlossing en die krag van die koningheerskappy van ons God deurgebreek, en ook die volmag van sy Christus, die gesalfde. Omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor God aankla. Ek weet nie of jy dit al besef het nie, die duiwel is soos 'n stout kind. Here, het jy nou weer gesien wat het Lourens gedoen? Het jy nou weer gesien waarmee is sy gemeente besig? Here, het jy gesien waarmee is daardie gemeentelid of daardie ene besig? Dis wat hy die hele dag doen. Dis sy werk. Hy kla jou dag en nag aan, dis wat hier staan in die skrif. Gelukkig is daar die vrou wat die kind het, wat uiteindelik vir my en jou verlossing kom. Ek hardloop dinge 'n bietjie vooruit. Maar die probleem met die aanklaer het, is hy kan ons aankla, en hy kan ons aankla, en hy kan die hele tyd na God toe hardloop. Hy het geen mag nie. Daar's 'n gesalfde, Jesus Christus. Want dit sê baie duidelik in daardie vers, nou het die verlossing deurgebreek, en die gesalfde van God is daar. Dis 'n baie goeie storie, ek hou daarvan. Ek hou nogal hiervan om te hoor, wel, dinge het verkeerd gegaan,
Die duiwel is uit die hemel uitgegooi, maar gelukkig is daar 'n kind gebore en die kind met 'n ysterscepter gaan ons heers. Ek weet nie, ek voel goed daaroor, ek weet nie van jou nie, maar dit maak vir my sin en dit laat my beter voel. Maar dis nie klaar nie. Ek wil by vers 11 kom. Kan julle vir my tot en met vers 11 op die bord sit asseblief? Die volgende ene. Daar sê. Openbaring 12 vers 11. Hulle het hom oorwin. Daardie hom is die duiwel. Die hulle is ons. Hy praat hier van die nageslag, die Israel, met wie die kind gebore is. Ons is ook deel van daardie nageslag. Ons is deel van God se volk. Jy kan in Openbaring gaan lees, elke keer wat hy praat van sy volk, dis ons. Ons is die nuwe volk wat hy het, na die Here Jesus. Hulle het hom oorwin, daardie volk van hom, dis ek en jy, op grond van die bloed van die lam, en op grond van hulle getuienis, selfs in die aangesig van die dood, het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Ek hou van die teksvers. Ek wil dat hierdie teksvers begin met 'n wonderlike antwoord. Selfs, wat ek verkeerde vers. Daar sê, hulle het die oorwinning behaal. Dit laat my goed voel, ek het die oorwinning behaal. Dan as ek verder lees en sê dan, deur die bloed van die lam. Dis vir my nog beter. Want ek en jy is gebore na die Here Jesus Christus, hy is gekruisig, sy bloed het gevloei. So eintlik het ons nie 'n rede om bekommerd te wees nie, want die Here is daar, hy is ons verlossing, hy is gesalf daarvoor. Maar dan is daar 'n tweede deel in die vers. En op grond van hulle getuienis. Nou hou ek nie meer so baie van hierdie vers nie. Die vers begin en sê, hulle het die oorwinning behaal, dit voel ek baie goed oor, op grond van die bloed van die lam, ek voel nog steeds baie daaroor, en op grond van die boodskap waarvan hulle getuig het. Nou kom ek verduidelik dit nou vir jou so, ek maak dit nou plain en eenvoudig. Hier is die oorwinning is soos wiskunde. Oorwinning is gelyk aan bloed van die lam plus getuienis. So, is wiskunde, en ek sê goed daarmee nie. Die oorwinning deur die bloed van die lam en getuienis. As jy die duiwel in jou lewe wil onttroon, help dit nie om so te maak en te sê weg duiwel nie. Werk nie so nie. As jy die duiwel wil onttroon as jy aanklaer in jou lewe, al wat jy moet doen is getuig. Want wanneer jy besig is om van God te praat, het die duiwel geen mag nie. Die duiwel het net een ding, is daar om my en jou te mislei en vol bedrog die heeltyd. En dis die grootste probleem waarmee ons sit. Kom ons gaan terug aan die begin. Dink nou 'n bietjie baie mooi. Ek het gesê in die begin is die beeld wat ek gebruik het om iets te verstaan. Wanneer daar konflik of 'n probleem is die duiwel in die hoek besig. Wanneer ek en jy getuig van God, het hy nie 'n invloed op my nie. Want die bloed van die lam het gevloei. En ek getuig daarvan. Hierdie hele ding gaan oor hierdie hele oorlog. Het help nie ek en jy probeer iets andersters of dra vuurwapens by ons om nou teen die duiwel oorlog te voer nie. As jy wil deel raak van hierdie oorlog om hom te wen, saam met die Here Jesus Christus, jy 'n baie eenvoudige ding te doen, getuig net. Dis al. En weer 'n keer, soos ek al voorheen gesê het in die afgelope paar Sondae, as ek 'n mikrofoon rondstuur, is ek seker elkeen van julle sal 'n getuienis hê van wat God vir jou gedoen het. Moenie skaam wees daaroor nie, glad nie. Want jy is besig om hierdie oorwinning saam met Jesus te doen. En die Here Jesus begin het met die kerk. Hoor 'n bietjie wat sê hy vir die kerk heel in die begin. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy's nie alleen nie. Die Heilige Gees, jy het die krag. En julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea, Samaria en tot aan die einde van die aarde. Ons kan enige plek, enige tyd getuig van wat God gedoen het. Dan wen ons die oorlog. Hier Jesus se bloed het gevloei. Ons tema vanoggend is neergegooi uit die hemel uit. Hy is neergegooi uit die hemel uit. Daar's nie meer plek vir hom in die hemel nie. Hy is 'n aanklaer. Hy is die duiwel van ouds. Hy maak die lewe vir ons moeilik. Maar die oorlog is gewen.
Ja, en hy's nog besig, as jy na die skrif onthou wat ons gelees het, sy tyd is min. Hy het nie meer baie tyd nie. Nou wil ek na die laaste stukkie toe gaan van die teksvers, om dit mee klaar te maak en af te sluit. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag. Ons is deel van die nageslag. Dis ons. En ek en jy het die oorwinning behaal teen hierdie duiwel. Hy's uitgegooi en hy's vertrap. As jy vra hoe is hy vertrap? Weet jy wat? Jy's die ene wat hom vertrap het. Romeine 16 vers 20 sê, die God van vrede sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle. Ek en jy het nie nodig om te sukkel in die lewe met alles nie. Ek en jy het nie nodig om swaar te kry nie. Want God het die duiwel uit die hemel, hy het nie die hemel uit die duiwel gegooi nie. God het die duiwel uit die hemel gegooi. En vir my en jou die mag gegee met sy gees om die duiwel te vertrap, deur net te getuig. Dis al wat ons moet doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word stil voor U vanoggend en dan besef ons, ja, daar's 'n oorlog om ons. 'n Groot oorlog. Saam met die engele, teen die vyand, wat ons lewe vir ons moeilik maak. Ons sit vanoggend voor U en ons sê, dankie Here vir wat U vir ons gedoen het, en die woord dankie is te klein, maar U bly ons God. Ons besef vanoggend hoe bevoorreg ons is om 'n God soos U te ken. Dat U ons elkeen met die hand vat in hierdie oorlog wat teen ons is. Ons wil bid, Here, om ons sterk te maak. Dat ons nie sal swaar kry nie, dat ons sal besef, maar alles gaan oor U. Die duiwel het geen houvas in ons lewens nie. Die duiwel kan nie vir ons sê wat om te doen nie. Die duiwel kan ons nie verlei nie, as ons oë op U hou en getuig van wie U is. Ons wil U bid, Here, om ons veilig te hou. Amen.